Maar ons Facebook vriende, baie welkom vanmôre. Dis ons gemeente buitekant hier die grense van Messina. En ons wil vanmôre vir jou sê baie welkom. Mag die Here ook vir jou ryklik seën, die wat inskakel vanmôre by ons. Die gedagte wat ek gaan bring vanmôre na jou hart toe, en ek wil jy met jou hart oopmaak, die taal van die koninkryk. Die taal van die koninkryk. Die koninkryk het 'n besondere taal gebruik. En as jy die taal nie reg gebruik nie, dan kan jy niks oes van die koninkryk nie. Want die Bybel sê mos vir ons, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al die ander dinge sal jou bygevoeg word. So jy moet die taal van die koninkryk dus verstaan. En ek lees vir ons Lukas, hoofstuk 6 vers 46. En wat noem julle my Here, Here? En julle doen nie wat ek sê nie. Wat noem julle my Here, Here? En julle doen nie wat ek sê nie. Dit is baie duidelik dat die woord van God uitstaan bo kan alles in hierdie lewe. Daarom kom ons terug na die woord van God en die koninkryk van die Here, wat in hierdie tyd so min gepreek word en so min oor gepraat word, as gevolg dat ons so mens egosentries geraak het en buitekant die orde van God begin beweeg het. Want Lukas 16 vers 16 verklaar die wet en die profete was tot op Johannes. Hoor my baie mooi. Die wet en die profete was tot op Johannes. En van toe af word die evangelie van die koninkryk van God verkondig. En elkeen dring met geweld daarin. En die eerste wat Jesus gedoen het in sy aardse bediening was opgeteken in Matteus 4, waar hy begin preek het en sê, die koninkryk van God het naby gekom, bekeer julle. En min verstaan ons die koninkryk van God. En vanmôre gaan ons 'n bietjie daarna kyk. Nou as iemand van 'n ander planeet die aarde sou besoek, om spesifiek te kom waarneem hoe die Christene op aarde lewe, sou hy beslis gedink het dat Jesus iets soos die volgende sou sê: soek eers wat julle sal eet, wat julle gaan aantrek, watter huis julle gaan koop, watter motor jy gaan koop, of met wie gaan jy trou. Doen iets wat jou siel begeer. En as daar tyd oor is, doen iets vir die koninkryk van God. Hy sou nie verstaan wat die koninkryk behels. Want hy verstaan een ding, dis opgeteken in Romeine 14 vers 17, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie. En dis waar ons klem lê, is op spys en drank. Maar die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid, vrede en blydskap in die Heilige Gees. Waar's ons blydskap vanmôre? Waar's die vrede in ons hart vanmôre? Waar's die geregtigheid, wat die woord geregtigheid beteken, om vir God te staan sonder sonde? Dit is waaruit die koninkryk bestaan. Dis deel van die koninkryk, geregtigheid, vrede, blydskap in die Heilige Gees. En die taalgebruik van die verlede was die woorde Here, Here in kleinletters gebruik wanneer 'n slaaf van sy heer praat. En daar was baie van hulle. Maar wanneer die woorde met hoofletters geskrywe staan en daarna verwys word, dan verwys dit na een persoon met maksimum gesag. Die een bo kan alles. In die Romeinse ryk van die tyd wat Jesus gelewe het, en ek wil hê met hoor, was die gebruik gewees dat die soldate mekaar gegroet het. The Caesar is Lord, hoofletter. The Caesar is Lord. Dan het hulle teruggeantwoord wanneer vir die een wat jy gegroet het, yes,
the Caesar is Lord. Vir die Christene was dit 'n geweldige probleem, want hulle kon nie antwoord of hieraan beantwoord nie. Want Jesus was vir hulle die Alfa en die Omega, en hy was die Here. He was the Lord, hoofletter. Vir die Christene was dit die maksimum gesag van Jesus Christus, wat oor hulle lewe kom heers het en het toegevou het. Hy was vir hulle die eerste, die maksimum gesag oor hulle. Niks. Jy gaan kyk, bestudeer die boek van Handelinge, dan jy sien hoe die Christene gefunksioneer het van huis tot huis. Vir hulle was God alles. Hulle het alles verkoop en by mekaar gekom. Vir hulle was dit nie oor spys en drank nie, maar vir hulle was dit gewees om die koninkryk van God op aarde te kom vestig. Geen wonder dat die keiser die Christene so vervolg het in die tyd van Christus en na Christus. Die meeste van die apostels by uitstek net een 'n abnormale dood gesterwe het as gevolg van die koninkryk van God. Die taalgebruik van die koninkryk van God was anderste as die taalgebruik van die tyd. In die land van die koninkryk wil ek jy moet hoor, waar Jesus die koning, die Here van almal is, het hy ambassadeurs begine aanstel om aarde te verteenwoordig. Nou die woord koninkryk in die Grieks beteken heerskappy en regeer. Met ander woorde, die koninkryk, die woord beteken basileia in die Grieks, wat beteken God regeer. God heers, waaruit hierdie heerskappy van hom bestaan uit geregtigheid, vrede en blydskap. Dit wat die wêreld nie verstaan het, dit kan hoe gaan met die kind van God? Hy is altyd bly. Hy het altyd vrede. Amen. Dis waaroor dit gaan vir die kind van God. Want Matteus 6 vers 10 sê die woorde, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Soos in die hemel beteken, jy het net een ding wat jy kan doen, en dit is wat die regering van die hemel voorstaan. Jy kan niks anders te doen, want hy sê, so moet julle bid. Laat u koninkryk kom, soos in die hemel, net so, ook op die aarde. Om buite dit op te tree, sal 'n internasionale gevolge hê. Dit sal pandemonium veroorsaak in die kerkewêreld. Wat beteken dit? 2 Korintiërs hoofstuk 5 vers 20 staan opgeteken. Ons tree dan op as gesandte om Christus wil, asof God deur ons vermaan. Ambassadeurs, ons bid julle om Christus wil, laat julle met God versoen. Versoen jou met die regeringskap van die koninkryk van God, soos in die hemel, so ook op die aarde. Die Engelse Bybel, in die King James 2 Corinthians 5 verse 20, now then we are ambassadors of God. Ambassadors, die Afrikaanse woord gebruik, gesandte van God op aarde. In Johannes 20 vers 21 staan op geskrywe, Jesus sê toe weer vir hulle, vrede vir julle, soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. So as ambassadeurs van die koninkryk van God, moet ons die koninkryk van God kom vestig op hierdie aarde. Die koninkryk, hoor my baie mooi, is 'n regering en nie 'n godsdiens nie. Die koninkryk van God is 'n regering en nie 'n godsdiens nie. Jy word aangestel deur die regering van die hemel, met sy kwaliteite, en ook met sy verantwoordelikheid. Die koninkryk van God is nie 'n persoon nie, maar 'n vergestalte van die regering van God.
Jy is die regering wat Jesus op aarde verteenwoordig. Ek wil jy moet hoor, jy is die regering wat Jesus op aarde verteenwoordig. Die koninkryk besit nie lidmate nie, maar burgerskap. Jy kan 'n lidmaat wees van 'n instansie wat reg deur die hele wêreld funksioneer, maar dit maak jou nie 'n burger van al die lande nie. Ek wil jy moet hoor vanmôre, 'n lidmaat het geen mag. 'n burger het alle mag en reg. Ambassadeur is 'n politieke aanstelling en is magtiger as 'n minister of 'n parlementslid. Gaan kyk maar vandag na die aanstelling van ambassadeurs en gaan kyk maar na die aanstelling van ministers en ook van parlementslede. Ek wil jy moet baie mooi kyk na die woord van God en wat prakties op aarde gevat was uit die koninkryk en beoefen word uit aarde uit, maar in die kerk vind ons dit nie, maar in die politiek wel. Ek sê dit weer eens, wil jy moet baie mooi hoor. 'n ambassadeur is meer belangriker as wat 'n parlementslid is of 'n minister van hierdie land. Want jy is 'n lopende regering. Want jy verteenwoordig 'n regering. Jou lewe is die eiendom van jou regering. Jy kan nie sê wat jy wil nie. Jy kan nie doen wat jy wil nie. Jy moet doen in opdrag van hierdie regering. Alles word aan jou voorsien. 'n huis, 'n motor, alles, tot jou kos, tot die opvoeding van jou kinders, word aan jou voorsien. Want jy is die eiendom van die regering. Ek wil jy moet hoor, ons mis dit, want hoor wat sê Matteus 6 vers 25, daarom sê ek vir julle, moenie julle kwel oor julle lewe, wat julle sal eet of wat julle sal drink nie, dis al waaroor die kerk bekommerd is. Ons verstaan nie die koninkryk beginsel, hoe reageer en regeer die koninkryk van God op aarde, en as ons dit verstaan, sal ons nooit ontbreek nie, want die koninkryk van God sê, moenie jou kwel nie, want die koninkryk sorg vir jou, wat jy sal eet of drink nie, of oor jou liggaam wat jy sal aantrek, wat jy sal aantrek nie, is die lewe nie meer as die voedsel, en die liggaam as die klere nie? Kyk hoe belangrik is 'n ambassadeur van God op aarde. So belangrik dat jy verteenwoordig, jy is 'n lopende regering. Jy sien die woord van God is die konstitusie van die hemelse koninkryk van God. En min van ons ken die konstitusie van God. Ons wil gaan raadpleeg almal, alle dokters, professors, maak nie saak wie dit is nie, hulle moet daar wees, maar hoor my, ons ken nie die konstitusie van die hemel nie. Dis hoekom ons so kort skiet, dis hoekom ons honger ly, dis hoekom ons nie kan aantrek nie, dis hoekom ons meer bekommerd is oor wat eet jy en wat drink jy, wat trek jy aan, as wat ons bekommerd is oor wat die koninkryk aan jou kan voorsien. Dis die eiendom van hierdie koninkryk, en ek wil jy met baie mooi luister. Hierdie konstitusie het 'n aanstelling gedoen. Dis 'n hemelse konstitusie waarvan God die regering skap van daardie koninkryk is. Het 'n aanstelling gedoen en hy jou genomineer en my genomineer om as ambassadeurs op te tree, om jou nie te kwel en te bekommer wat om te eet en te drink nie, maar ken
ken die taal van die koninkryk. Jy kan 'n burger van 'n land deur die gesig klap. Dit sal beskou word as 'n belediging. Maar as jy ambassadeur deur die gesig klap, dan word dit 'n internasionale insident. Dis die verskil. Jy is of 'n lidmaat van 'n kerk, of jy is die burger van 'n koninkryk van God. Daar's te veel lidmate in 'n kerk, maar te min burgers van die koninkryk, wat ambassadeurs is van die koninkryk van God, wat die konstitusie van God reg verstaan. Raak jy aan ambassadeur, dan veroorsaak jy 'n internasionale insident. Gaan aan en skinder vir mekaar, gaan aan en praat kwaad van jou prediker en trek hom uit mekaar uit. Dit raak 'n internasionale insident van misleiding, afval en verdeeldheid in die koninkryk van God. Dis hoekom hierdie aarde so baie verskillende gelowe het. Maar hoor wat sê die woord van God. Lukas 17 vers 1 tot 2. En hy het vir sy disippels gesê, dit is onvermydelik dat die struikelblokke kom. Dit is onvermydelik, dit gaan kom. Hoekom? Omdat ons sit met lidmate en ons sit nie met ambassadeurs nie. Maar wie hom deur wie hulle kom. Vat jy 'n ambassadeur van God via jou. Vers 2, dit is beter vir hom as 'n meelsteen om sy nek gehang en hy in die see gegooi word, as dit hy een van hierdie kleintjies sou laat struikel. Jy sien, in die koninkryk van God mag jy nie toelaat dat die ambassadeurs aangetast word nie. Dis beter vir jou dat 'n meelsteen om jou nek gehang word en jy in die diepste van die see gegooi word. Raak 'n ambassadeur aan en jy raak die regering van die land aan. Ek wil hê dit insink in jou hart en vanmôre, Messina, jy sal nooit, en almal wat my hoor, sal nooit 'n verskoning by God hê nie. Ons kyk na mekaar as ambassadeurs, verteenwoordigers van die regering van God, waarvan hy die koning is en die Here, hoofletters. Here, Here, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Wat wil God vanmôre vir jou sê? Is genomineer deur God as ambassadeur van die koninkryk van God. En die konstitusie van die koninkryk beskerm en voorsien aan jou. Die konstitusie beskerm jou. Dis hoekom ons 'n konstitusie het, 'n wet in hierdie land. En die land se wet is veronderstel om jou te beskerm. Die konstitusie van die hemele, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied soos in die hemel, net so ook op die aarde. Wat in die hemel heers, moet op die aarde heers. Want ons is verteenwoordigers, ambassadeurs van God, aangestel deur die hoogste gesag van al die gesagte in die wêreld. Jesus is die koning en die Here van hierdie koninkryk. Wat wil jy meer hê? Wil jy 'n aardse regering hê, soos wat Israel gehad het, toe hulle by die Here gekom het, wanneer gaan jy weer die koninkryk van Israel weer oprig? Hulle was gestel om die wêreld te regeer met 'n magsposisie van sonde en ongeregtigheid.
Maar Jesus sê vir hulle, julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom. Julle sal my getuies wees van Jerusalem, Judea, Samaria tot aan die uiterste van die aarde. Dis die oproep en dan in die 1:8 wat ek en jy as ambassadeurs moet gaan uitlewe. Ons het die krag ontvang, ons het die gesag ontvang, ons het die autoriteit ontvang om te verkondig. Om op te tree. En daarom wil ek jou vanmôre aanmoedig, kom en meld aan as ambassadeur, nie 'n lidmaat van 'n kerk nie, maar as ambassadeur begin optree as die eiendom van sy koninkryk, want jy is die eiendom van die regering van God. Kom versoen jou met die taal van die koninkryk en tree ooreenkomstig op wat jy sê, hoe jy lewe, hoe jy doen. Jy sien in die afgelope eeue het ons 'n ander evangelie gehoor van die kansels af. 'n mensgesentreerde, menslike evangelie. Jy hoor mos die kerk sê, besoekersvriendelik. Die Heilige Gees is heeltemal uitgeorganiseer. Ons vir die besoeker moet ons, en alle respek teenoor julle Johan, vir ons is julle net so belangrik. En ons beskou julle nie meer as besoekers nie. Maar ek wil julle moet hoor vanoggend. Dit het 'n mensgesentreerde godsdiens, 'n evangelie begin word. Dis 'n evangelie van groot aanbod. Maak 'n aanbod. Ons wil met God redekabel. Maak jou aanbod en dan sal die Here sy aanbod maak. Die evangelie van warm uitverkoping geword. Dit raak 'n uitverkoping op die kansel. Dit gaan nie meer oor bekering van die koninkryk van God is binne in julle nie. Dit gaan nie oor ambassadeurs nie. Dit gaan oor wetywering op die aarde. Wie die meeste tale kan praat en kan profeteer en dit en dat. En ek wil hê moet baie my hoor vanoggend. Ek staan dit nie teen nie, dit is deel van die kerk. Ons hardloop nie agter dit aan nie. Dit volg ons volgens Markus 16. Die evangelie van die onweerstaanbare spesiale ooreenkomste het dit geword. In plaas van die koninkryk van God, die evangelie van die koninkryk van God. Jy hoor nie meer die mense preek oor dit nie. God regeer in my lewe. En hierdie reeks het ek begin met Abraham. Hoe God Abraham uitgehaal het en gesê het, gaan offer jou geliefde seun vir wie jy die liefste is. En ons het gesien hoe God voorsien het aan 'n offer. Maar die belangrikste punt was dat Abraham was gehoorsaam aan God. Dit gaan oor gehoorsaamheid aan die koninkryk van God. Anders dan gaan jy internasionale revolusie veroorsaak. Die predikante sê deesdae, mense, as jy Jesus wil aanneem, jy sien, dit is reeds 'n probleem. Want dit is Jesus wat jou aanneem, nie jy wat hom aanneem nie. Skokkend. Johannes 15 vers 16 sê, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Dit gaan met baken met siele. Kom neem die Here aan. Die Here het jou aangeneem, dis vir jou om te reageer oor sy uitnodiging, maar jy luister nie vanmôre nie. Dis waaroor dit gaan. Ons taalgebruik het totaal. Dit gaan so of as die mens meer belangriker begin maak as wat God is. God neem my aan,
maar hy soek gehoorsaamheid. Hoe gaan jy reageer op die gehoorsaamheid van die Here vanmôre? Kom ons gee gehoor vanoggend aan sy roepstem. Word ware ambassadeurs wat die taal ken van die konstitusie van die hemele. Want Jesus roep jou vanmôre, want hy wil jou aanneem. Maar hy sal nooit teen jou wil gaan nie. Hy roep, julle het my nie uitverkies nie, maar ek het julle uitverkies. Julle het nie na my gesoek nie, maar ek het na julle kom soek. Gee gehoor aan sy stem vanmôre. Want onthou net een ding, jy doen nie God 'n guns nie. Jy doen jouself 'n guns om hom aan te neem vanmôre. Die probleem is, jy ken Jesus. En almal ken Jesus. Maar die vraag is, ken hy jou? Want hoor wat sê Matteus 7 vers 22 en 23. Baie sal in daardie dag vir my sê, Here, Here, hoofletters, roep hulle uit, Lord, Lord. Maar hulle ken nie eens die konstitusie van die hemele nie. Hulle weet nie wat daar geskrywe staan, hoe om gered te word nie. Want hulle het daai eie konstitusie geskrywe. Hoor wat ek vir jou sê, daar's dogma in kerke. Daar is nie die instelling van die konstitusie van God, wat die koninkryk van die Here behels nie. Daar staan geskrywe, bekeer jou, laat jou doop in die naam van Jesus Christus tot vergifnis van sondes, en jy sal die gawe van die Heilige Gees ontvang, en dit geld vir jou en jou kinders en almal wat daar ver is. Ons ken nie daai konstitusie nie, ons maak ons eie reël en regulasie van bekering en doop, en dan vang met die Heilige Gees. Maar hoor wat sê die skrif, het ons nie in u naam geprofeteer, en in die naam duiwels uitgedrywe, en in die naam baie kragtig gedoen het, vers 23, en dan sal ek vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat ongeregtigheid werk. Want wat ek in die begin vir jou gesê het, profesie, wonders en tekens, waarborg nie vir jou plek in die hemel nie, maak jou nie 'n geestelike nie. Wat maak van jou 'n geestelike? Julle doen wat ek vir julle sê, want julle is ambassadeurs, julle verteenwoordig my regering, God se regering, nie 'n aardse regering, nie 'n kerkse regering nie, maar ons verteenwoordig God se regering, sy koninkryk. Die taal van die koninkryk is anderste as wat ons beleef vandag in die kerk. Kom ek al vir jou aan en luister na die taalgebruik van die dag. In Matteus 24 vers 3 tot 14 staan geskrywe. Is julle nog by my? Is julle nog hier? Ja. Julle is nie op 'n ander plek nie. Matteus 24 vanaf vers 3 tot 14 staan geskrywe, en toe hy op jou lyfberg gaan sit het, kom die disippels alleen na hom toe en sê, vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees, en wat is die teken van u koms, en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle, pas op dat niemand julle mislei nie, vers 5. Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is die Christus, en hulle sal baie mense mislei. En as jy die konstitusie van die koninkryk nie verstaan nie, is jy deel van misleiding. Vers 6 sê, en julle sal hoor van oorloë en van gerugte van oorloë, pas op, moenie verskrik word nie, want alles moet plaasvind,
Maar dit is nog nie die. Wat hoor jy vandag? Gerugte van oorlog, nou sê die ouers, die Here kom. Jy ken nie die taal van die koninkryk nie. Dis nie die einde nie, maar hoor wat sê die Bybel. Vers 7, want die een nasie sal teen die ander nasie opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnood wees en pest tussen aardbewings op verskillende plekke. Vers 8, maar al hierdie dinge is 'n begin van nie die einde nie, begin van smarte. My broer, die smarte is besig om aan te breek. Ons lewe is openbaar, maar dit is nog nie die einde nie. Dis nie die einde nie. Dankie Johan. Dis nie die einde nie. Dis die begin. En hoor hoe preek die ouers by die wederkoms, so hulle vir slimmer as God is, om te verklaar wanneer hy gaan kom. Hoor wat sê die woord van die Here, vers 8, want al die dinge is die begin van smarte. Nou hoor vers 9, dan sal hulle jul aan verdrukking oorgee en julle doodmaak. Die ouers preek prosperity. As jy die koninkryk van God behoort, voorsien die koninkryk nie prosperity leerstellings nie. Goud vat hulle hemel uit. In jou rekening, bankrekening word daar aanbetaal uit R1.000.000 of R1.000 of R10.000. Dit is 'n afsla besigheid. Hoor wat sê die woord. En dan sal baie tot struikeling gebring word, mekaar verraai en mekaar haat. Hoekom haat hulle predikers wat regheid preek? Hoekom hulle haat hulle predikers wat waarheid preek? Vers 11, en baie valse profete sal opstaan en baie mense mislei. Hy praat van profete, hy praat nie van goddelose mense nie, hy praat van profete. En mense mislei. En omdat die ongeregtigheid vermeerder word, sal die liefde van die meeste verkoel. Vers 13, maar wie volhard tot die einde toe, sal gered word. Hoor my baie mooi. Jy is nie een keer gered en altyd gered nie, maar as jy volhard tot die einde, hoor die taal van die koninkryk. Wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Dis die probleem. Vers 14. Hoor nou mooi. En hierdie evangelie, van wat? Van wat? Van die koninkryk sal verkondig word in die hele wêreld tot 'n getuienis vir al die nasies, en dan sal die einde kom. Die taal van die koninkryk sê, hierdie goed gaan gebeur. Jy dink is erg. Die Bybel sê ons nog nie ten bloede toe gesweet vir die evangelie van Christus nie. Wag dat jy jou bloed moet gee vir die evangelie, want dis wat wag. Maar hierdie evangelie van die koninkryk sal verkondig word aan die ganse wêreld, aan al die nasies. Dis al wat ons verkondig. Dis die evangelie van die koninkryk. God regeer. Bring hom aarde toe, en ek gaan nou daarby uitkom. Die taalgebruik van die kerk vandag roep uit, Here, laat die wegraping plaasvind. Dis wat die kerk preek vandag. Die taalgebruik van die koninkryk is, laat die koninkryk kom. Jy sien, die kerk preek weg, die koninkryk sê kom. Hoe verdeeld is die kerk nie in homself nie. Jesus self sê in Johannes 17 vers 15 hierdie woorde, Vader, ek bid u om hulle nie uit die wêreld uit weg te neem nie, maar hulle te bewaar van die bose.
God wil jou hier hê, God wil jou nie daar hê nie, want daar beteken jy niks nie, hier wil God jou hê, want jy is ambassadeur van God, soos in die hemel, net so ook op die aarde, verteenwoordig God. Dis die probleem. Vandag hoor ons, hy is op 'n beter plek. Die taalgebruik van die koninkryk sê Jesaja 14 vers 11 aan Lucifer, jou trots is neergewerp in die doderyk. Die geruis van jou harpe onder jou is wrings as 'n bed gesprei. En maaiers is jou bedekking. Waar is hy? In die doderyk. Die oomblik wanneer 'n mens sterwe, jy blaas jou asem uit, sê die skrif vir my, gaan jou liggaam na die stof van die aarde toe, lees maar Prediker 12. En jou gees keer na God toe terug wat het gegee het, maar jou siel gaan na die doderyk toe. Waar is die duiwel? In die doderyk. Hoor sy bed vol wrings. Sy kombers is maaiers. Nou sê hy vir ons in Spreuke 15 vers 24, die pad van die lewe gaan vir die verstandige na bo, sodat hy die doderyk daaronder ontwyk. Dis die taal van die koninkryk. Ou is 'n godsloner op aarde. Hy sukkel uit een oog en een been, een long. Dan sterf hy, dan sê ons, hy is nou op 'n beter plek, maar hy het God nooit geken nie. Broer, jy is nie op 'n beter plek nie. Jy is saam met Lucifer in die doderyk. As jy jou oog oopmaak, die Bybel sê, baie duidelik, dat die dood en die doderyk sal sy dooies gee. En in die vlees, jy gaan terugkeer na die liggaam toe waarmee jy geleef het op aarde, jou gees, jou liggaam en jou siel gaan terugkeer en jy gaan rekenskap by God gee. Wil julle almal in die oog kyk vanmôre. En ek wil hê jy moet baie mooi hoor. Ken die konstitusie van die koninkryk. Doen wat God sê, jy is nie slimmer as God nie. Geen mens is slimmer as God nie. Doen wat die woord sê, dis hoekom ek elke keer sê, as jy met my wil kom praat, oor dat jy van my verskil, bring vir my woord. Hoekom sê ek dit so? Want hoor wat sê Psalm 103 vers 20. Psalm 103 vers 20 sê, loof die Here, sy engele. Die hele Psalm gaan loof die Here en prys hom, alle volkere. En dan gaan hy af, en dan kom hy by vers 20 sê, loof die Here, sy engele, kragtige helde, wat sy woord volbring, in gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Met ander woord, die woord van God is die stem van die Here. Nou wil jy vir my sê, jy wil nie luister na die woord van God nie. Dis jou straf en 'n stryd om kerk toe te kom om die woord van God te hoor. Dis die stem van God wat met jou praat, die woord van die Here. Die Bybel sê dit duidelik, aan die stem van sy woord. So ander woorde, as jy die woord van God lees, dan hoor jy die stem van God. Want die Bybel sê die letter maak dood, maar die gees maak lewe. Hier sien die ouens lees net die Bybel. Maar kom toe en vergeet wat hulle gelees het. Want julle noem my Here, Here, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie. Want die gees maak die letter lewendig. Dis die gees, die stem van God, wat met jou praat uit die woord van God uit. Nou sê die ouens vir my, maar ek het nog nooit die Here se stem gehoor nie. Ja, my vriend, al wat jy vir my sê, het nog nooit die Bybel gelees nie. Gehoorsaamheid aan die stem van sy woord. Raak gehoorsaam, moenie net vir my sê Here, Here nie. En dat doen wat ek vir julle sê nie. Deur van hierdie engele wesens te praat,
bring die psalmdigter in sig voor God. En hy roep dit uit, hulle groot krag. Die engele het groot krag. Hulle blink uit in krag. Hulle is magtig en sterk. Hulle is sterk krygers. Die dade wat in die skrif aan hulle toegeskryf word, dui op hulle wonderlike mag. Maar in ons teks, in die krag waarvan gepraat word, duidelik intellektueel en hoofsaaklik moreel. Hulle is magtig om die wil van God te doen en word sterker deur dit te doen. Jy sien, jy kan net sterker word in jou geloof dit te doen wanneer jy sê Here, Here. Tweedens, hulle is baie gehoorsaam, hierdie engele. Hulle doen sy gebooie. Hulle luister na die stem van sy woord. As God gepraat het, was dit die woord van God. Die engele staan in opdrag, nie van jou nie. Jy kan nie 'n engel rondgebied nie. Dis onskriftuurlik. Die engele staan in opdrag van God. Jy kan God vra om engele te stuur om te bewaar. Hulle is gehoorsaam aan God, nie aan jou nie. Want hulle ken die konstitusie van die hemele. Hulle ken die koninkryk. Hulle weet wat dit behels. Hulle wag en luister vir die aanduidings van sy wil. Hulle soek sy wil. En haas hulle dan om dit uit te voer. Hulle is haastig om dit uit te voer, om te doen wat God vir hulle sê om te doen. Hulle is vinnig in gehoorsaamheid aan hom en gretig om sy behaag te doen. Derdens, skryf die psalmdigter, hulle is geweldig in getalle. Hulle is geweldig in getalle. Onthou net een ding, die hoeveelheid mense bepaal nie getalle by God nie. Want een dag is soos 1000 jaar. En 1000 jaar soos een dag by God. Getalle wat kerke vol sit, wat sê Here, Here en doen nie wat die Here sê nie, is nie getalle by God nie. Getalle is hulle wat die wil van God doen. Hulle is sy leerskare wat hy gebruik. God sy engele is menigvuldig. Hulle vermeerder. Daar's 'n groot leer van hulle. Die leers is geweldig sterk. Hulle weet wat om te doen, hulle staan op opdrag. Die engele staan in opdrag. Hoekom? Hulle is gehoorsaam aan die woord, die stem van sy woord. Pragtige helde. Kragtige helde. Kragtig. Hulle styk vir niks nie. Hulle loop 'n mynstorm en vertel die myn. Hulle vertel hulle familie. Hulle is kragtig in die Here. Hulle getalle is ontelbaar in die oë van die Here. Vierdens, skryf die psalmdigter oor hulle goddelike diens wat hulle lewe. Dis vanmôre wat ek laat in jou hart. Bedienaars van God. Wat God se plesier doen, nie jou plesier nie. Hulle is syne. Want hulle het gemaak, want hy het hulle gemaak en hy onderhou ons, want ons is ambassadeurs. Ons is syne. Hy stuur ons, hy roep ons. God gaan jou nie na 'n plek toe stuur as hy nie voorsien nie, broer. Hy maak deure oop. Hoor wat ek vir jou sê. Julle is syne. Want hierdie engele is eerbiedig en liefdevol, loyaal aan hom. Maak nie verskonings nie. Vind nie verskonings nie.
Koop die tyd uit, want die dae is, Boos. ekskuus, Boos. boos. Die koninkryk is nie 'n persoon nie. Die koninkryk bestaan uit ambassadeurs van God. Gaan nie oor die individu nie. Gaan nie oor hoe jy voel nie, dit gaan oor hoe die koninkryk van God voel. Ek sê altyd wanneer ek 'n huwelik doen, dit gaan nie oor die man nie, dit gaan ook nie oor die vrou wat sy wil hê in die huwelik nie. Dit gaan oor die huwelik wat die huwelik van julle twee wil hê. Hoor my. Wat wil die koninkryk van my en jou hê? Ken jy die konstitusie? Wees kragtige helde. Die wat sy woord volbring. Dit is die kragtige helde van God. Niks anders in hierdie lewe nie. Kragtige helde. Wil jy held wees van God? Of wil jy held wees in die wêreld dat jou naam geskryf is in die voorblad van die koerante? Wil jy 'n springbok wees wat die Ire bakslae gegee het om te bewys hulle is nog steeds die wêreldkampioene? Of wil jy 'n ware, kragtige held van God wees wat een siel na die Here toe gelei het? Wat een siel bewus gemaak het dat God het hom aangeneem. Een siel, kragtige helde. Een siel. Maar vanmôre met jou pleit in hierdie oggendure, dat jy moet weet, die kerk is nie 'n instansie. Die kerk is die regering van God op aarde. Hy verteenwoordig die koninkryk van die hemele. Wat noem julle my Here, Here, en julle doen nie wat ek vir julle sê nie? Wat is die taalgebruik van die koninkryk van God? So belangrik. Wat gaan ek en jy doen volgende? Spartel ek en spook nog wie en waar ek hoort? Of gaan ek opstaan in die koninkryk van God, omdat ek die konstitusie van die koninkryk van God ken? En doen wat hy vir my sê om te doen. Ek doen liewerste wat God sê ek moet doen, al as ek 1 uit 'n miljoen uit, as om te luister wat die wêreld aanbeveel as waarheid. En waarheid sal jy ken en waarheid sal jou Vrymaak. vrymaak. Yes, jy maak dit dan. Wat is die taalgebruik van die koninkryk? Ouens sê, Here, kom haal my, ek het genoeg gehad. God sê, nee, hy wil jou nie kom haal nie, hy wil jou hier hê. Jy sien ons het vrees. Dis hoekom ons sê, kom haal my. Want wat gaan gebeur in hierdie wêreld, maak my vrees bevange. Weet jy wat? Vir die kind van God maak dit vir ons baie opwindend, want die Bybel sê, wanneer dit gebeur, wanneer die evangelie van die koninkryk verkondig word, dan kom hy. Dis my opdrag. Ek is ambassadeur van God op hierdie aarde. Dis my taal. Ek praat die taal van my regering en niks anders te nie. Mag God jou vanmôre help om op te staan in sy naam. Nie om jou in te kyk nie, maar sorg dat jy die konstitusie van God ken. In die naam van Jesus. Amen.